Besef ons werklik Yeshua se goddelikheid en mag, deel 4. Met wie trou die bruid? Met die Vader of met die Seun? Baie mense verstaan en sien nou nog nie die godheid in nie. Of hulle verstaan nie wat hulle lees en hulle som dit nie mooi op nie. Onthou, alles moet sin maak en in plek val. Ons almal dink ons ken die Vader en het met die Vader 'n verbond. Dit wil sê, ons is in verbond met die Vader en dan beteken dit dat ons getroud is met die Vader. Maar in Openbaring 19 vers 6 tot 9 sien ons die lam, Yeshua is die bruidegom en ons die vrou is die bruid. Dit wil sê, ons is in verbond met die lam, Yeshua, en ons trou met hom. Verder sien ons in Matteus 22 vers 1 tot 14 die gelykenis van die koninkryk van die hemele, wat soos 'n koning is wat 'n bruilof let wel vir sy seun voorberei. Dit wil sê dit is 'n verwysing na die Vader wat 'n fees hou vir sy seun. Nou in Openbaring 19 vers 6 tot 9 dan sien ons is die bruilof van die lam. In Matteus 22 vers 1 tot 14 is die gelykenis van die bruilofsmaal. In Openbaring 21 vers 2 tot 9 sien ons die nuwe Jerusalem as die bruid. Dan sien ons dat die bruid is vir die lam. En dan Johannes 3 vers 29, Johannes die doper se verwysing na Yeshua as die bruidegom. En dan Efesiërs 5 vers 25 tot 27 sien ons Messias en die volk as bruid en bruidegom. Nou besef julle werklik wat behels dit as die lam Yeshua die bruidegom is. Dit beteken hy is ons man. Ons het 'n verbond met hom. En baie mense wat dit begryp, hulle skop teen hierdie idee dat ons 'n verbond het met die Seun en hulle verwerp die Nuwe Testament en vir Yeshua, want die Seun mag nie sy pa se vrou vat nie. Want hulle dink hulle het 'n verbond met die Vader en sy naam is Jahwe. Want hy het met hulle 'n verbond gesluit in die Ou Testament. En ek verstaan hulle redenasie 100%, maar ons besef nie met wie ons 'n verbond het nie. As ons nie die Nuwe Testament verwerp of Yeshua verwerp nie, en ons glo wat Hebreërs 13 vers 8 sê, naamlik Yeshua Messias is gister en vandag dieselfde tot in ewigheid. Dan moet ons besef, hy was daar ook in die begin gewees. Maar ons besef dit nie. Elohim sê, jou maker is jou man. En hy sê dit op verskeie plekke in die Ou Testament. Jesaja 54 vers 5. Want jou maker is jou man. Let wel, ons man se naam is Jahwe van die leerskare is sy naam. En die heilige van Israel is jou verlosser. Hy sal die Elohim van die hele aarde genoem word. Let wel, ons man en verlosser se naam is Jahwe. Dis as die Vader se naam Jahwe is, en Yeshua is ons bruidegom, dan is daar 'n groot probleem. Dan trou die Seun in die Nuwe Testament met die Vader se vrou, wat hy nie mag doen nie. En dit is hoekom dat baie mense Yeshua verwerp, want hulle besef nie wie Jahwe is en wie verander nie, en met wie hulle 'n verbond het nie. En as ons ook net kyk wat Jesaja 54 vers 5 hier sê, is ons man die hoof van die leerskare, dit wil sê hy is in bevel van die engele. En hier in Josua 5 vers 13 tot 15 staan daar 'n man voor Josua met 'n ontblote swaard. En Josua val voor die engel neer in aanbidding, maar hierdie engel stop hom nie. En hierdie engel is 'n vors, dit wil sê 'n prins van die koning, en soos Jesaja 54 vers 5 sê, is hy ons man en ons verlosser. En so staan hy met 'n ontblote swaard, en dit dui op oordeel of goddelike oorlogsvoering. So aan wie is die oordeel gegee? Yeshua, soos in Johannes 5 vers 22. Wie het Josua verlos in die geveg vir hulle geveg? Die engel met sy ontblote swaard. Hy is hulle verlosser en hy het neergedaal. Wie het neergedaal en opgevaar? Die Vader of die Seun? Yeshua sê dit was hy self gewees. Dis was hy daar van die begin en hy het 'n verbond met Abraham, Hagar, Jakob ensovoorts hier op die aarde gesluit. En hy kan ook gesien word as die Elohim van hierdie aarde. Want elke knie sal voor hom buig en elke tong op hierdie aarde sal bely dat Yeshua Jahwe is tot heerlikheid van die Vader. En waar gaan Yeshua heers?
let wel op die aarde. Hy sal die Elohim wees van die aarde. Maar die vertalers het hom as die engel van Jahwe, dit wil sê die engel van die Vader vertaal. Maar is hierdie engel dan ons man of ons bruidegom? So kom ons kyk wat gebeur hierso in Exodus 4. Jahwe verskyn aan Moshe. Geen mens het die Vader al gesien en sou leef nie. Hulle sou mos gesterf het as hulle die Vader gesien het. So wie verskyn dan aan Moshe? Yeshua sê dat nog niemand het die Vader se stem of sy gedaante gesien nie. Dus wie het aan Moshe verskyn en met hom gepraat? Nou, nadat Moshe na Farao gegaan het en met sy terugreis verskyn wie nou weer aan Moshe? Let wel, Jahwe wou hom doodmaak. Dus wie het neergedaal om hom dood te maak? Jahwe. Of soos Yeshua gesê het, dit was net hy wat opgevaar het en neergedaal het. Dit wil sê, hy is Jahwe. Dit wil sê, Yeshua wou Moshe doodgemaak het. En kyk nou mooi wat sê Sipora vir Jahwe of vir Yeshua. Kom ons kyk of dit nou Yeshua of Jahwe is. Waarlik, jy is vir my 'n bloedbruidegom. Dis is hy ons man, ons bloedbruidegom. Hoekom bloed? Want hy het vir ons gesterf en maak dat hy ons bloedbruidegom is. Hy is die lam wat vir ons geslag was. Ons man wat ons dier gekoop het met sy bloed. Hy vervul die lossingsreg, want hy het betaal vir hierdie bruid. En ook met sy eie lewe dit betaal. Dit is eintlik soos Dawid in 1 Samuel 18 vers 25 tot 27, wat die Filistyne moes gaan verslaan het. En toe kon hy Saul se dogter kry as 'n losprys. Of met ander woorde, die huweliksprys het hy betaal vir die dogter van Saul, en hy is geregtig om haar as vrou te neem, want hy het sy doel, sy taak het hy voltooi, en dit is volbring, soos Yeshua gesê het aan die folterpaal. Saul het gedink, Dawid sou gesneuwel het in daardie geveg, en dit is hoekom dat hy Dawid hierdie moeilike taak gegee het. Saul het gesê, hy soek 100 voorryde van die Filistyne as huweliksprys vir sy dogter. Dawid het so groot slagting aangebring vir Saul, sommer 200 voorryde gebring as huweliksprys, en Dawid was geregtig om Saul se dogter Michal as bruid te neem. Dawid het Michal as vrou gekry. Hy het nie die oorwinning behaal en sy pa Isai het nou Michal as vrou verkry nie. Dawid het die oorwinning behaal, nie sy pa Isai nie. Dus het Dawid deur sy oorwinning Michal as vrou verkry. So was dit ook sinnebeelde gewees met Yeshua. Yeshua het ook die dood in die oog gestaar en is gedood en het in die doderyk beland. En so het hy hierdie groot oorwinning behaal vir die bruid en haar uitgered, en sy behoort nou aan hom, want Yeshua het hierdie losprys betaal en die eerste man aan wie Adam en Gawa of Eva behoort het, naamlik die dood. Die dood is gedood en nou kan ons aan hom behoort, want hy is die lewe. Adam en Gawa, hulle het die dood gekies. In hom het ons lewe. Halleluja. Dis was dit Yeshua wat die volk uit die doderyk bevry het. Hy trou met die volk en hy het 'n verbond met die volk. Die Vader het vir Yeshua uit die doderyk opgewek. Dus was dit nie die Vader wat gesterf het en hulle uit die doderyk uit verlos het nie, maar die Seun Yeshua, ons bloedbruidegom. En so het ons 'n begeerte na ons bloedbruidegom waarmee ons 'n verbond het. En hoe het hy bloed gestort en betaal vir sy volk? Sy hande en sy voete was deurboor. 40 houe op sy rug. In die Joodse tradisie, die midrastiese interpretasies, word daar beweer dat daar 40 siektes en lydende toestande is. 40 jaar in die woestyn. Yeshua wat vir 40 dae gevas het. 40 dae en 40 nagte se reën met die vloed. En so was Yeshua 40 houe geslaan gewees. Ons siektes en krankhede en lyding het hy op hom geneem. Jesaja 53. Die Vader het dit nie op homself geneem nie, maar die Seun het daardeur gegaan vir sy bruid en hy het met sy eie bloed betaal, nie met die Vader se bloed betaal nie. Die bruid het hy dier gekoop en sy oorwinning was ook suksesvol, net soos Dawid se dubbele oorwinning. Sy hande was deurboor en dit was die teken gewees van Sagaria 12 vers 10. En wat beteken Jahwe in die Paleo-Hebreëus nou weer? Kyk uit vir die hand en kyk uit vir die spyker. Dit wil sê die naam Jahwe, Yodai Vavai, is die een se naam wat deurboor was, die bloedbruidegom. En ons het nou 'n begeerte vir ons man met wie ons 'n verbond het, naamlik
die seun van die verbond, of met ander woorde hier in Maleagi 3 vers 1, die engel van die verbond. Of soos daar oral deur hierdie vertalers gepeter was, met die titels van Elohim, sien ons, skryf hulle hier, die engel van die verbond waarmee ons 'n verbond het. En let wel, die Here, H113, beteken hier to rule, sovereign, controller, lord, master, owner. En kom ons kyk gou 'n bietjie, hoe vertaal die Grieke Lord G2962 in die Nuwe Testament? Kurios, en dit is dieselfde as die Hebreëse verwysing van Strongs H3068, wat wees? Yahweh, he exist. Hy is wat hy is. En Yeshua sê dit self. En kyk net hoe baie keer sê die skrif Lord God. Is die titel Lord God 'n verwysing na 'n spesifieke Elohim? Hoekom noem hulle hierdie wese die oue van dae en nie Lord God nie? Hier in Daniël 7. Kom ons gaan aan. Nou die engel, of met ander woorde die seun van die verbond, kom met 4, soos ons kan sien hier in Maleagi 3. Yeshua kom ook met 4 en hy het die 4 gebring en hy sê dit self en hy wou dit al lankal aangesteek het. Dis as hy in die Nuwe Testament praat van die 4 en ons sien hom as die engel wat die 4 bring in Maleagi 3, is hy soos Hebreërs 13 vers 8 sê, dat Yeshua Messia gister en vandag dieselfde is tot in ewigheid. En kyk wie is die verterende 4. Let wel, ons Elohim is die verterende 4. En hoe het die engel in Exodus 3 met Moshe gespreek? Deur die 4. En die engel of die seun sê, hy is die Elohim van Abraham, die Elohim van Isak en die Elohim van Jakob, en hy maak sy naam aan hulle bekend. En die betekenis in die Paleo-Hebreëus is, kyk uit vir die hand, kyk uit vir die spyker. Net weer eens 'n verwysing na Yeshua. Nou met die in gedagte dat hy ook Elohim genoem word, en dat sy naam op Yahweh neerkom, nou kyk gou 'n bietjie hierso, Eksodus 20 vers 2. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Nou wie het hulle uit Egipte uitgelei? Let wel, die engel of die seun is hier aan die woord. En hy sê, hy het hulle uit Egipte land laat uittrek, en let wel, 'n verbond met hulle gesluit, wat hy nie sal verbreek nie. Dis staan hy bekend as die engel, of ander woorde, die seun van die verbond. So ook het ons 'n begeerte na hom. Nou die engel van die verbond in Maleagi 3 vers 1 tot 4, en hy kom ook met 4. Wat bring Yeshua? Yeshua bring die 4, Lukas 2 vers 49, wat ons nou gesien het. Nou kyk hoe beskryf Openbaring Yeshua se oë. Weereens sien ons sy eienskap, naamlik 4. Dis is ons Elohim, 'n verterende 4. Yeshua is 'n verterende 4. Nou hierdie engel sluit 'n verbond met Abraham en daar gaan 'n rokende oond en 'n vuurige fakkel tussen die offerstukke deur, as 'n teken van Elohim se eed. En so was Abraham verheug die dag toe hy Yahweh, of met ander woorde Yeshua sien. En so sê Yeshua dit in Johannes 8 vers 58 ook. Dit is hoekom Yeshua kan sê, voordat Abraham was, let wel, is ek. Die verbond by Sinaï, Eksodus 19 tot 24, sien ons die sterkste voorbeeld van 'n verbond wat hier by Sinaï bekragtig was. Let wel, met 4. En as ons nou mooi kyk, sien ons hier het Yahweh neergedaal. Dit wil sê, net een het neergedaal, naamlik Yeshua. En die een wat neergedaal het, was soos 'n verterende 4. En hy sluit 'n verbond met die volk. Nou as Maleagi 3 praat van die engel van die verbond, dan beteken dit mos nou niks anders as dat daar 'n engel is wat 'n verbond met die volk het. Nou kyk gou mooi vers 2. Maar wie kan die dag van sy koms verdra? En wie kan standhou as hy verskyn? Want hy sal wees soos die vuur van die smelter en soos die loog van die wassers. Dus kom hy met vuur en hy verteer alles. En hier sien ons die verwoesting in Joël 2 en in Joël 2 vers 11 vra dieselfde vraag as Maleagi 3 vers 2, naamlik wie kan die dag van die engel, of met ander woorde die seun van die verbond se koms verdra? Want hy kom met vuur en hy verteer alles, soos Yeshua self gesê het in Lukas 12 vers 49. Hy het gekom as 'n lam, as hy terugkom, is hy die leeu van Juda en hy kom om te verwoes en te verskeer. Nou as julle dit nou nog nie besef dat Yeshua 'n Yahweh is nie, kyk gou wat sê Joël 2 vers 32 hierso.
Hy sê en elkeen wat die naam van let wel die Here of met ander woorde Jahwe aanroep, sal gered word. Maar nou kom Handelinge 4 vers 10 tot 12 en hulle sê deur die naam van Yeshua Messiach wat die bouers verag het, kom die saligheid en daar is geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered word nie. Dus soos Joël 2 vers 32 en Handelinge 4 vers 12 sê, dat die wat die naam van Yeshua Messiach aanroep, dit wil sê die bloedbruidegom se naam aanroep, hulle sal gered word. Dis is hy dieselfde wese gister, vandag tot in ewigheid. Sien julle dit? Of gaan daar nou nog nie 'n liggie aan nie? En om terug te kom by Eksodus 3, het die engel of die seun aan Moshe sy naam bekend gemaak en hy het gesê ek is wat ek is. Wat Jahwe beteken. Dit wil sê kyk uit vir die hand, kyk uit vir die spyker. Nou hoeveel keer sê Yeshua ek is in die Nuwe Testament? Daar's ten minste 7 kere wat hy dit sê. As ons kyk na Johannes 6 vers 35, ek is die brood van die lewe. Johannes 8 vers 12, ek is die lig van die wêreld. Johannes 10 vers 7, ek is die deur van die skape. Johannes 10 vers 11, ek is die goeie herder. Johannes 11 vers 25, ek is die opstanding en die lewe. Johannes 14 vers 6, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Hy is die boom van die lewe, hy is die lig wat op die eerste dag geskape is. Hy is die boom van die lewe waaraan die volk verbind was. En dan Johannes 15 vers 1, ek is die ware wingerdstok. En hy is die een wat vir ons deurboor is. En hulle het opgekyk en gesien dat dit Jahwe was wat hulle deurboor het. Nou Pilatus se woorde aan die volk verpaal was naamlik Yeshua, koning van die Judeërs. Nou die eerste Hebreëse letters is YHWH. In Hebreëus Yeshua HaNatsori vi melech ha-Yehudim. Die eerste letters van hierdie frase is Yodei Wafai en dit vorm niemand anderste behalwe Jahwe nie. Wie het hulle deurboor? Hulle het Jahwe deurboor. Kyk uit vir die hand, kyk uit vir die spyker. En so is hy 'n kunstenaar en ons maker, want ons maker is ons man. Hy is ons verlosser en hy is die Elohim van die aarde, want hy is Immanuel, dit wil sê Elohim met ons. En so het hierdie kunstenaar sy handtekening in ons DNA gemaak. Ons as mens het 'n genetiese kode. Die menslike genoom bestaan uit miljarde basispare, maar die struktuur van die DNA self is gebou op herhaalde patrone wat sommige as 'n vorm van die goddelike kode beskou. Daar word beweer dat die DNA-struktuur het 'n herhaalde patroon van 10, 5, 6, 5. En as ons die nommers in die Hebreëse alfabet gebruik, dan sien ons dat die 10de letter die Jod is, die 5de letter die Hy, die 6de die Waf en die 5de 'n Hy. En dit spel uit Jod Hy Waf Hy Jahwe. Die Hebreëse betekenis is nou weer kyk uit vir die hand, kyk uit vir die spyker. Weereens 'n verwysing na Yeshua. En as jy dit nou nog nie glo nie, hoeveel rugwervels het jy as mens? 33. Hoe oud was Yeshua toe hy deurboor was? 33. Hoeveel ribbes het jy? 12. Hoeveel disippels en stamme van die huis van Israel behoort aan Yeshua? 12. En so is ons maker ons man, want ons het 'n verbond met hom. En ons sal hom ons man noem. En nie meer Baal of Here nie, want ons sal daardie afgodsname verwyder en ons sal ons man leer ken. En let wel, Jahwe is hier in die woord in Hosea 2. Ken ons Jahwe? Weet ons met wie ons getroud is? Nee, ons weet nie. Ons dink ons is met die pa of die vader getroud. Kan 'n dogter met haar pa trou? Yeshua vaar op na die hemel en hy sê, ek vaar op na my Vader en na ons Vader. Na wie leer Yeshua ons bid? Hy sê, bid tot die Vader, let wel wat verborge is. As hy verborge is, ken ons hom werklik? En dan bid ons tot ons Vader, jou pa. Sy naam is apart gestel, ons noem hom nie op sy naam nie. Maar as ons in 'n verhouding is met jou geliefde, noem jy jou man of jou vrou op hulle naam, want julle ken mekaar. Maar jou ouers noem jy vader of moeder, jy noem nie jou ouers op hulle naam nie. Hulle naam is apart gestel vir jou. En wat het ons hier? Hier het ons 'n vader en jy kan nie met jou vader trou nie. Die vader reël dan die bruilofsfees vir wie? Vir sy seun.
En kyk wat sê Paulus in 1 Korintiërs 8 vers 6. Tog is daar vir ons maar een Elohim, die Vader uit wie alles is. En ons tot hom een Here, dit wil sê G2962, God, Lord, Master, Here. Jahwe, Yeshua Messias, deur wie alles is en ons deur hom. Dis het ons een Vader, ons Pa, en een bruidegom, die Lam. En ons sien dit op verskeie plekke in die Openbaring. Die troon van Elohim, die Vader, en van die Lam, Yeshua. Beide het 'n troon en hulle heers, soos Josef en Farao. Josef was soos Farao, maar hy was nie Farao nie. Hy was gelykgestel aan Farao. En dit is nie net in die Nuwe Testament waar ons dit sien nie. Ons sien dit ook in die boek van Henog, en hier sing die engele lofprysinge en hulle loof, let wel, die Elohei van die geeste, die Vader, en so sien hulle die uitverkorene een, as ook die uitverkorenes wat die Elohei van die geeste aanhang. Dit wil sê, as jy deel is van die bruid, loof die engele jou ook, want jy is deel van die bruidegom. Jy hang hom aan, julle is saam een, julle is in hierdie huwelik in. Dis het ons een Vader, en hy is hoof van alles. En dan het ons een met wie ons 'n verbond het. En dis ons man, Yeshua, waarmee ons in huwelik gegaan het. En die Vader hou die bruilofsfees vir sy seun, en sy seun se bruid. Dus trou die Vader nie met die bruid nie, maar die seun, wat beteken dat die Vader nie 'n verbond het met die bruid nie, maar sy seun het 'n verbond met die bruid. Soos Yeshua, ons middelaar tot die Vader, want as ons met hom getroud is, maak hy vir ons plek reg in sy Vader se huis, en omdat ons getroud is met hom, kan ons in die Vader se huis ingaan. Jy kan nie sonder Yeshua in die Vader se huis ingaan nie, want die Vader sal sê, ek ken jou nie, en hy sal vir jou wegjaag. Nou ek hoop dat u al iets hier kan begin insien wat ek hier probeer sê. As jy nie verstaan wat ek hier sê nie, of daar is nog baie goed wat onduidelik is, toets en betyns dit volgens die skrif, en hou dit in gedagte, en gaan kyk, of vra dat die apartgestelde Gees dit vir jou sal openbaar. Of bid en vas en stel jouself apart. Soek en leer die skrif, moet dit nie net lees of dink, dat jy YouTube-video's van leraars kan gaan kyk, en dat jy die skrif ken nie. Baie mense wat met Facebook of YouTube of TikTok video's kyk, dink hulle het die kennis van die woord, maar hulle weet nie eens wat in hulle Bybelse staan nie. Doen self ondersoek, staan 'n uur ten minste af elke dag aan Bybelstudie. Nie TikTok, YouTube of Facebook video's nie. Jy kyk oor die geloof nie, maar begin die woord te ken en bid vir die Gees van wysheid om die verborgde dinge in die woord vir jou oop te maak, dat jy dit kan sien. Indien jy meer van hierdie onderwerp wil weet, en jy dalk 'n sabbatgroepie van mense wat graag wat meer wil weet, kontak my gerus, dat ons 'n naweek tyd saam kan spandeer, en deur baie van hierdie goed gaan, en laat ons saam brood breek. Mag jy 'n geseënde dag hê. Shalom.